Ons gesels nog oor verwondering en vandag dink ons oor God se vermoë om mense te verander. Ek weet of jy die term neuroplastisiteit ken nie. Dis 'n term wat in die sielkunde en ook in die neurowetenskap gebruik word om aan te dui dat 'n mens se brein steeds kan verander. Jou brein het die vermoë om nuwe verbindings te bly vorm en dus kan jy nuut dink om dit so te stel, nuwe gewoontes aanleer. Jy kan sielkundig gesproke steeds nuwe gedagtes, nuwe gewoontes, nuwe gedrag bly vorm. So jy is nie 'n marmerbeeld waaraan niks kan verander nie. So moenie dat iemand vir jou sê, ek's nou maar so gemaak en so laat staan nie. Inteendeel, dis nog net die fisiologie. Kom ons kom by die teologie. En dis wat die Bybelskrywer sal vir eeue opmerk. En dit is dat mense wat in die teenwoordigheid van God bly, wat tyd met God spandeer in gebed, in Bybelstudie, om die Bybel te oordink, God se woord te oordink, of net stil word en stil wees by God, hulle verander ten goeie. Paulus skryf hieroor in die konteks dat die ou verbod van die wet met die nuwe verbod van die Gees vervang is in Jesus Christus. Hoe stel hy dit in 2 Korintiërs 3 vers 18? Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, van die sluiers van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So stukkie vir stukkie, gedagte vir gedagte, word ons al meer verander om soos Jesus te wees. Deur die neuroplastisiteit as fisiologie, maar deur die Heilige Gees as teologie, as godskennis, want ons ken en leer God al hoe meer ken as ons in die teenwoordigheid van God is. Jy hoef net op te daag by God, jy hoef net stil te word by God. Die Heilige Gees doen die werk om jou te verander. So doen hierdie oefening. Stel jou selfoon se alarm vir 5 minute en sit elke dag net 5 minute by God. Sê net vir jouself, hardop, ek sit nou by God, en sê vir God, ek sit nou by U. En dis nou nadat jy sy woord gelees het, of 'n dagstoetjie soos hierdie geluister het, en dan wees jy net by God, net vir daai 5 minute. En God het die vermoë, God het die mag om mense te verander, ten goeie, ook vir my en jou. Leef geïnspireerd.